Het dit al met jou gebeur dat jy oorweldig voel? Oorweldig deur al die sogenaamde eindtydkenners, profete wat allerlei bangmaak stories vir jou vertel. Hoe maak 'n mens verantwoordelik sin van die einde? Jesus se wederkoms, die opstanding uit die dood en die ewige lewe. Ek wil jou nooi om saam met ons te reis die volgende 5 weke, waarin ons saam met mekaar gaan kyk, wat beteken dit om die Bybel verantwoordelik uit te lê, eerder as om ons eie betekenis in die Bybel op grond van hedendaagse gebeure in te lees en dan verward gelaat te word. Kom ons leer saam met mekaar, wat beteken dit om die Bybel verantwoordelik te lees, uit te lê en op so 'n manier verantwoordelik sin te maak van God se woord en wat ons leer oor die einde, hoe ons gereed kan wees vir Jesus se koms en saam met hom kan deel in die ewige lewe. Ek sien uit om saam met jou te reis die volgende 5 weke. Verwag Jesus se koms. Vriende, hartlik welkom. Ons is op reis saam met mekaar en ons wil in die dop vir mekaar vra, so hoe kan ons sin maak van die eindtyd, die wederkoms, die opstanding, die ewige lewe en openbaring. En ons reis saam met mekaar oor die volgende 5 weke op soek na verantwoordelike begrip van die einde. Maar ek hoor gereeld die volgende woorde. Maar wat van alles wat in vandag se wêreld gebeur, Dominee? Ek is oortuig, dit moet die einde in ons generasie wees. Maar vanoggend, met hierdie boodskap en hierdie reeks, gee ons vanoggend eers 'n tree terug en ons sê vir mekaar, maar ons het nodig om die eindtyd en die tekens in ons eerste episode van 5 reg te verstaan. Kom ons begin by 'n teks soos Hebreërs 1 vers 1 tot 2. In die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat en deur die profete. Maar nou, in hierdie laaste dae, het hy met ons gepraat deur die Seun. Die Bybelse verstaan van die eindtyd is dat hierdie tyd, die laaste dae, die tydperk oorspan tussen Jesus se eerste en sy tweede koms. Dis nie 'n tydperk net vir 'n spesifieke generasie nie, maar die begrip oorspan die hele tyd, vandat Jesus op aarde was, totdat hy weer terugkom. 'n Groot fout wat elke generasie deur die eeue gemaak het, is om te aanvaar dat hulle die laaste generasie is, dat die eindtyd slegs hulle generasie beskryf en dat dit wat in die Bybel beskryf word slegs op hulle van toepassing is en in hulle tyd moet gebeur. Maar voordat jy rondom jou kyk na ander, maak ons nie dikwels dieselfde fout om te glo dat in ons generasie sal die einde moet aanbreek. In ons generasie sal dit wat in die Bybel geskryf word eksklusief gebeur nie. Maar hierdie fout is wat ons maak, is die gevolg van 'n groter fout wat ons maak. Ons moet verstaan wat's die rede daaraagter. Ons gebruik dikwels omstandighede. En wanneer ons die omstandighede gebruik, dan lees ons op grond van die omstandighede 'n betekenis in die teks van die Bybel in. Maar dit is veronderstel om andersom te werk. 'n Beter plan sou wees om teenoorgesteld aan die sogenaamde eindtydkenners wat ons verkeerdelik geleer het om na omstandighede te kyk as die vertrekpunt, om eerder by die Bybel self te begin. Dit te verklaar deur die Bybelteks self teen die agtergrond en in die konteks daarvan te oorweeg, eerder as wat ek na gebeure rondom my kyk en dan dit in die Bybelteks inlees, om eerder by die Bybel te begin en vanuit die Bybel te werk, dit te lees en dit te verklaar. Ons skriflesing vanoggend kom uit Matteus hoofstuk 24 en jy is welkom om hierdie video hier te pause en op jou eie tyd Matteus 24 sorgvuldig deur te lees. Maar vanoggend wil ek saam met jou
kyk, hoe maak ons sin van Jesus se woorde in Matteus 24 en parallelle tekste in die sinoptiese evangelies. Maar om dit te doen, is daar egter 3 sleutels, 3 merkers wat ons kan gebruik om hierdie teks vir ons te ontsluit. Hierdie 3 merkers is tempel, tekens en tye. Die eerste merker, tempel. So iets wat ons heel dikwels miskyk wanneer ons sin maak van hierdie teksgedeelte. Ons wil graag by die tekens of by die tye begin, maar ons kyk heel dikwels die eerste verwysing mis na Jesus se woorde oor die tempel. Jesus reageer hier op die vraag oor die tempel. Wat is Jesus se antwoord dan op sy disippels se vraag oor wanneer die einde kom? Wel, Jesus se antwoord hang saam met sy verwysing na die verwoesting van die tempel daar in Jerusalem in vers 1 en 2, waar hy aankondig dat die tempel binnekort tot op die grond afgebreek gaan word. Die Jerusalem tempel was deur die eeue vir Israel die simbool van God se teenwoordigheid by hulle. Daarom, toe hulle in ballingskap weggevoer is, was dit 'n krisis gewees. Hulle is weg van die tempel, hulle is weg van God se teenwoordigheid. Of so sou dit ten minste vir hulle gevoel het, in die afwesigheid van 'n tempel. Wat is ons identiteit nou? Want die tempel was vir hulle, binne hulle begrip, die aardse adres, God se woonplek by die mense. Vir die Israeliete was dit ondenkbaar dat die tempel vernietig sou kon word. Maar in hulle leeftyd het dit gebeur. Onthou die woorde van Jesus, in julle leeftyd sal al hierdie dinge gebeur. Nou, kom ons neem die sterwe en opstanding van Jesus tussen die jaar 30 of dalk die jaar 33 na Christus, afhangende van watter kronologie jy sou volg. Dan sê ons binne 40 jaar, binne in hulle generasie, sou presies dit gebeur wat Jesus vir hulle gesê het sal gebeur. Die tempel in Jerusalem word vernietig. Maar nou lees jy verskeie ander gebeure wat Jesus ook hier vermeld. En geleerdes help ons om sin te maak van die woorde van Jesus, deur in plaas daarvan om dit vir ons eie tyd te wil toeëien as die vertrekpunt. Eers te sê, maar hoe sou die eerste ontvangers van hierdie evangelies, vir die gemeenskappe, vir wie dit geskryf is, voordat dit in die Bybel as woord van God opgeneem is? Wat sou die woorde vir hulle beteken? En wanneer ons gaan kyk na wanneer die evangelies geskryf is, rondom hierdie gebeure van 70 na Christus, dan sou dit vir my sin maak dat verantwoordelike uitleggers oor die teks reg is om te sê dat die eerste ontvangers van hierdie evangelies wat neergeskryf is, wat die woorde van Jesus onthou, sal sin gemaak het van dit wat hier beskryf word in die lig van die gebeure rondom die oorlog en die vernietiging van die tempel in die jaar 70 na Christus. Maar toe Jesus gesterf het en opgestaan het uit die dood, toe Jesus sterf, skeur die voorhangsel in die tempel. Nou, die voorhangsel het die heiligste en die allerheiligste gedeelte in die tempel van mekaar geskei. Slegs die hoofpriester kon daar, na die nodige offers gebring is, in beweeg het om namens jou met God in gesprek te tree, in gebed na God toe te gaan, om namens jou om vergifnis vir jou sonde te vra. Maar wanneer Jesus sterf, dan skeur die voorhangsel. Die pad na God toe het Jesus oopgemaak. En nou kan enigeen deur Jesus met God versoen word, op grond van die eenmalige offer wat Jesus gebring het. En die voorhangsel in die tempel is juist die simbool daarvan, dat die pad na God toe is oop. En nou gaan dit oop vir mense, dink aan Petrus.
Hy vertel vir ons in Handelinge 10 vers 34, God maak nie onderskeid nie, maar hy neem mense uit enige volk en taal aan, wat hom vereer en doen wat reg is. Paulus skryf aan die gemeentes in die Nuwe Testament en sê vir hulle, dat julle is die uitverkore volk van God, wat hy baie liefhet. In die Nuwe Testament sien ons dus dat God se volk is groter. Sy kerk sluit mense van enige volk en taal in. Dit sê nie God skryf Israel af nie, maar God sluit mense van enige volk nou in sy groter volk, sy kerk in die Nuwe Testament in. Maar jy sien, daar is egter 'n waarskuwing. 'n Waarskuwing dat ek en jy versigtig moet wees vir enige iemand wat klakkeloos net moderne Israel gebeure in die staat van moderne Israel vat en dit as die vertrekpunt wil gebruik om dit gelyk te stel en dit te verbind aan die volk Israel in die Ou Testament. En sodoende tekste dan buite konteks te maak buikspreek wat hulle wil hê gehoor moet word omdat hulle vertrekpunt verkeerd is en hulle moderne Israel en die gebeure daar in die huidige tydsgewrig as die vertrekpunt neem, in plaas daarvan om die Bybelteks in konteks te verklaar en dit as die vertrekpunt te neem. So wees versigtig vir daardie mense wat die volgorde omkeer, daardie sogenaamde eindtydkenners, en die Bybel maak buikspreek by hulle teorieë en skemas oor dit wat in die teenwoordige tyd gebeur. Begin by die Bybel en toets dit daar, binne die konteks daarvan, met verantwoordelike uitleggers se hulp. Die tweede sleutel of merker wat ons kan help om hierdie teks te ontsluit, is die woord tekens. Nou, die disippels laat my eintlik baie dink aan onsself. Hulle wou graag so amper 'n kalender gehad het van Jesus, maar hoe ver is die einde? Wanneer kom die einde? En Jesus gee toe vir hulle iets, maar iets wat werk volgens hulle manier van dink van tyd. Maar hy gebruik egter gebeure tyd om vir hulle te wys dat daar allerhande slegte goed nog in die wêreld gaan gebeur voor sy terugkeer. Dinge soos hongersnood, aardbewings, oorloë, sommige ander van die sinoptiese evangelies sluit die woord pestsiektes in. En al die slegte dinge moet vir hulle en vir ons herinner, dat die einde is naby. Maar nou, Bybelse mense se horlosies en kalenders werk anders as ons in. En ons vergeet dit baie maklik. Ons wil datums hê wanneer ons oor tyd praat. Met ander woorde, ons wil graag sê op daardie dag gaan daar iets gebeur en dit gaan vir ons sê dis die einde. Maar Jesus doen dit nie. Hy noem dat in die laaste dae, tyd wat begin, sedert hy op aarde is, totdat hy weer kom, sal die einde van die wêreld, die dae voor die einde, gekenmerk word deur sekere gebeure. En hy sê, dat daar gaan 'n klomp slegte goed gebeur. Maar, let daarop dat hierdie gebeure wat Jesus beskryf, dit is dinamies en herhalend van aard. Jesus het nie gesê daar gaan slegs een oorlog of een groot aardbewing wees nie, en dit is die einde nie. Maar Jesus praat van gebeure wat dinamies herhalend is, wat mense waarskynlik in elke geslag sal sien, totdat Jesus weer kom. Hierdie gebeure help ons om te onthou, dat die wêreld is ons woning nie. Jesus kom weer, en ons kan sy koms verwag. Uit Handelinge, wat die eerste generasie van gelowiges se storie vertel het, hoor ons dat daar was 'n hongersnood en 'n aardbewing. Maar die hoogtepunt van die beskrywings wat Jesus gegee het, sou die eerste generasie in hulle eie leeftyd gesien het en waarskynlik verbind het aan die gebeure rondom die jaar 70 na Christus toe die tempel vernietig is in die
Romeinse oorlog. En dit sou vir hulle wees wat hulle as eerste ontvangers van die evangelies, wat die skrywers die woorde van Jesus onthou. Hulle sou waarskynlik die koppeling gemaak het met dit wat in hulle leeftyd gebeur het, alreeds in die jaar 70 na Christus. Want Jesus het gesê, hierdie goed sal julle nog alles in julle leeftyd sien gebeur. Vir die eerste generasie. Maar hier is die waarskuwing. Wees versigtig vir mense wat heilige opskrifte van nuusberigte gebruik om sin te maak van 'n Bybelteks. Hoe dikwels doen ons nie self nie. Ons lees van 'n nuwe krisis en dan sê ons maar dit is wat die Bybel sê. 'n Beter plan sou wees om eerder te sê hou vas met die nuusberig. Kom ons begin by die Bybel. Ons onthou, Jesus het gesê hierdie tekens sal voorkom totdat ek weer terugkom in elke generasie. In plaas daarvan om te besluit dat ons is die laaste generasie, hier is die tekens en dan terug te gaan na die Bybel om te sê, nou het ons begronding daarvoor. Kom ons begin by die Bybelteks. Ons lees en verklaar dit in konteks. En dit sal ons vertrekpunt wees om sin te maak van wat Jesus gesê het, deur met die hulp van verantwoordelike uitleggers die Bybel uit te lê, nie gebeure in die Bybel in te lees nie. Die derde sleutel wat ons kan help, is die sleutel wat praat van tye. So wanneer Jesus op aarde is, dan antwoord hy in sy aardse bestaan dat niemand ken die tyd wanneer hy sal terugkeer. Onthou, die disippels is ook nuuskierig, hulle vra maar Here, so wanneer gaan hierdie tyd nou kom? Dan sê hy, dit is niemand ken die tyd behalwe die Vader alleen nie. Maar nou, na afloop van Jesus se kruisdood, verskyn hy weer aan sy disippels. Nou herken hulle hom nie slegs as die een van Nasaret nie, maar hulle herken hom as die Seun van God, die Christus, die Here. Hulle aanbid hom. En nou vaar hy as Here op na die hemel, waar ons bely in die 12 artikels, hy sit aan die regterhand van God. Iets wat bevestig word vir ons daar in die verhaal van Handelinge, wanneer Stefanus opkyk in die hemel en sê, hy sien Jesus in die hemel. En daar heers Jesus oor die aarde, oor alles, almal en tyd. En sou ons kon sê, bestuur hy die tyd of hierdie eindtyd tot die einde toe. Die tydperk wat al die tyd oorspan totdat hy weer kom. Jesus regeer, maar onthou, hy kom weer. Maar reeds in Matteus 6 leer Jesus ons bid. Hy wys ons dan daarop dat God is in die hemel, ons Vader wat in die hemel is. Dan leer hy ons bid om te sê, laat u naam geheilig word, laat die koninkryk kom, laat u wil geskied. Dan maak ons die beeld om te sê, in die hemel, daar waar God is, word sy naam geheilig, is sy koninkryk ten volle aanwesig, heers sy wil. Maar wanneer ons afkyk op die aarde, dan sien ons hier, almal nie deel aan God se wil nie. Almal heilig verseker nie sy naam nie, en almal het nie deel aan sy koninkryk nie. Daar is mense wat Christus verseker nie aanvaar nie. En in plaas daarvan om die woord antichrist slegs eksklusief te verbind aan 'n enkele figuur, soos wat sommige Bybeltekste doen, wat ook vir konteks vra om dit verantwoordelik te verklaar, sien ons in 1 Johannes 2 dat die woord ook in die meervoud gebruik kan word. En hier sien ons dat die skrywer van 1 Johannes 2 kort voor die einde van die eerste eeu sê reeds, daar is nou reeds baie antichriste. Wie is dit? Dis mense wat nie Christus aanvaar nie. En as ek nie vir hom is nie, dan is ek teen hom. Maar gedurende die tyd dan totdat Jesus kom, sê Jesus vir ons, wat sal gebeur? Hy sê, daar sal wees vals profete. Wie is hulle? Hulle is mense wat valse uitsprake oor Jesus sal lewer. Sommige ontken dat hy werklik God is. Ander ontken dat hy werklik mens geword het. Ander ontken dat hy die volkome en die enigste weg tot verlossing is. En ander bevraagteken sy koms of heg hulle eie datums daaraan.
En Jesus waarsku teen mense wat valse uitsprake in die naam van profete sal lewer. Tog, voordat Jesus opvaar na die hemel, onthou Handelinge dat sy disippels weer vir hom vra: wanneer is die tyd dat die koninkryk van Israel weer opgerig sal word? Dan antwoord hulle om te sê: maar dit is nie vir julle om te weet wat se tye wat my Vader in sy mag bepaal het nie. Maar wat is julle opdrag? Julle sal krag ontvang en julle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria en tot aan die uithoeke van die wêreld. Hoe kom dit ooreen met Jesus se woorde in Matteus 28 vers 19 tot 20? Gaan dan na al die nasies toe, maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het, en onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Jy sien, wat is die waarskuwing vir ons? Die waarskuwing is om versigtig te wees vir mense wat kom met die aanspraak: ek is 'n profeet van die Here. Ek weet wanneer hy kom. Maar kom ons gebruik die hulpbronne van verantwoordelike uitleggers van die Bybel se insette eerder as hierdie sogenaamde eindtydkenners wat altyd by gebeure wil begin. Kom ons begin by die Bybel. Ons leer die Bybel verantwoordelikheid en vanuit die Bybel maak ons sin oor die einde. Ons reeks is getitel: Verwag Jesus se koms. Kan ek en jy Jesus se koms verwag? Ja, behoort ek Jesus se koms te verwag? Verseker, mag ek dit vandag verwag? Onomwonde. Ek en jy leef met die verwagting: Jesus kom weer. Maar ek en jy het nodig om dan die eindtyd en die tekens reg te verstaan. Nie ons ore uit te leen aan die sogenaamde eindtydkenners nie, maar om die Bybel verantwoordelik uit te lê. En kom ons kyk na sekere wenke wat ons daarmee kan help. Wenk 1 is in plaas daarvan om te luister na die eindtydkenners, hierdie mense wat so graag hulle openbarings en hulle profeseë oor huidige gebeure met ons te deel, wat ons selfone volmaak, in plaas daarvan om na al die sogenaamde eindtydkenners te luister. Kom ons begin eerder om die Bybel verantwoordelik uit te lê. Kom ons onthou dat in plaas daarvan om te luister na die eindtydkenners wat die teks toeëien vir ons vandag, asof ons die enigste generasie is wat in die eindtyd leef. Kom ons gaan klop aan by die eerste ontvangers van die teks van die Nuwe Testament, want volgens die teks leef hulle alreeds in die eindtyd. En kom ons maak sin van wat hulle sou verstaan van die woorde van Jesus en dit wat hy beskryf, alvorens ons die teks slegs vir ons vandag toeëien. Kom ons gaan nou eers wat sou dit vir hulle beteken het. Wenk 2. Om weg te fokus van die bangmaak stories van die sogenaamde eindtydkenners en in te fokus op wie Jesus is en meer van hom te leer. Jy sien, ek en jy kan so maklik van spoor gehaal word, van stryk gebring word deur al hierdie bangmaak stories oor die eindtydkenners, dat ons vergeet dat die eindtyd is 'n tyd tussen Jesus se eerste en sy tweede koms. Kom ons gebruik die tyd om te ontdek wie is Jesus, om te leer wie is Jesus, om te verlang om soos hy te word. Terwyl ek weet, soos die generasies voor my en generasies moontlik na my, ons almal leef in die eindtyd. En dit roep my op, nie om bangmaak stories te prioritiseer nie, maar om Jesus te prioritiseer en daagliks sy koms te verwag. Wenk 3. Om nie my sakrekenaar uit te haal en somme te maak oor wanneer sal Jesus terugkeer nie, maar om sy opdragte te onthou, om die evangelie aan ander mense te gaan vertel, om sy koninkryk sigbaar te maak, deur by hulpeloses, weerloses, langs hulle te staan en hulle te ondersteun, terwyl ek wag op Jesus. Wanneer ek wag op Jesus, is dit nie 'n passiewe wag dat ek sit maar agteroor nie, maar ek is aktief besig om Jesus se woorde te onthou en sy opdragte te prioritiseer.
Ek en jy het nodig om die eindtyd en die tekens reg te verstaan. En dan kan ons inderdaad Jesus se koms verwag. As ek Jesus ken, kan ek met verwagting uitsien na sy koms. Hoef ek dit nie te vrees nie, maar kan ek vorentoe kyk en sê, Maranatha, kom Here Jesus, want ek is gereed om U te ontmoet. Maar intussen gebruik ek die tyd ten volle om elke dag vir U te leef, te verlang om meer soos U te word en die koninkryk sigbaar te maak sodat die wêreld kan glo. Amen.